belangrik om ons regte en reëls te ken voor ons gaan stem. En met die verkiesing om die draai is dit meer belangrik as ooit van tevore. Karen en Nel gaan seker maak ons staan die jaar slim en selfversekerd by die stembus. En sy behoort te weet, want sy is 'n joernalis by Media24 met meer as 18 jaar ondervinding in die mediabedryf. Karen Ann, baie welkom. Baie dankie, Wenkie. Karen Ann, dis nogal daunting by 'n stembus, want mense is so bang jy doen iets verkeerd. Of dit kan daunting wees. Wat mag jy en wat mag jy nie doen by 'n stembus nie? Ja, Wenkie, daar's baie dinge wat jy mag doen en nie mag doen nie. En niemand wil in die moeilikheid wees nie. So kom ons hou maar by die reëls. Ek dink vir my is die belangrikste reël van alle reëls, jou stem is jou geheim. So jy hoef vir niemand te sê nie, jy hoef vir niemand enige iets te verduidelik nie. Al vra jou man, jou kind, maak nie saak nie, dit is jou geheim en jy hoef niks vir enigiemand te verklaar. Jy is geregtig op jy is geregtig daarop. Die tweede reël is jy moet met jou ID-boekie daar opdaag. Jy kan nie met 'n paspoort of 'n rybewys opdaag of sê o jene ek het nie meer my boekie nie. Jy sal nie kan stem daarsonder nie. Dit is die belangrikste ding. Jy moet met jou ID-boekie daar opdaag. So wat reëls betref, ons is almal baie opgewonde, op stemdag en ons wil almal iets deel en wys vir die res van die wêreld. So jy mag foto's neem, maar glad nie binne in die stemlokaal nie. So geen foto's binne nie, geen selfies nie. Dit is basies amper 'n baie sacred territory binne. Ek dink nie media mag sonder enige spesiale toestemming foto's van die stemlokaal neem nie. Hulle moet daardie toestemming kry. So vir my en jou, ons moet maar ons selfone wegsit en net binne gaan stem. Jy mag wel buite die lokaal foto's neem van jou duim. Ek weet op Instagram, wys almal maar hulle blou duim en dis gewoonlik 'n lekker talking point. Jy kan in jou party se klere opdaag as jy sou wou. Die party mense wat vir die OVK werk mag wel nie. So hulle moet so neutraal as moontlik bly en niemand mag ook vir jou buite die lokaal, nog aanhits en probeer stemme werf nie. Maar daar sal mos altyd seker maar 'n kans later wees of so. En as dit kom by die stembrief waar jy jou kruisie trek of jou merkie maak, ek het al gehoor dat daar van die stembriewe nietig verklaar word. Hoe kan dit gebeur? Ja, die OVK is nogals baie streng met die spesifieke reëls wat op die stembrief, aangedui moet word. So jy moet 'n kruis maak. Jy kan nie oor die lyne gaan nie, jy mag nie kringetjies en blokkies maak nie, jy mag nie enige spesiale woorde aanteken nie, want op hierdie manier word jou stembrief nietig verklaar. En op daardie noot, mentjie, daar so baie mense doen dit. En ek dink dit is ook eintlik 'n manier van aktivisme vir mense om te wys, ek het opgedaag om te kom stem, maar ek het nie vertroue in enige van hierdie partye nie. So, hierdie is my manier om te wys, ek kan nie enige iemand, my stem gee nie. So, is baie interessant. Karen Ann, baie dankie vir die interessante inligting. Baie dankie, Mentjie.